Ons loof U Vader op die troon, want U Seun het onder ons kom woon en hy het U beeld aan ons vertoon. Ons loof U Here, halleluja. U liefde Heiland is so groot, U dra ons straf en U oorwin die dood. En U is vir elkeen van ons die lewensbrood. U het vir ons die weg berei wat na die Vaderwoning lei. Daarom aanbid en sing ons bly. Aan U behoort die majesteit. Ons roem U krag en U groot heerlikheid. Ons loof U tot in alle ewigheid. Halleluja. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir U van God ons Vader en Christus Jesus, ons verlosser. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vandag is Paasondag, die dag waarop ons stil staan voor die oop graf en ons lewende God in al sy glorie aanbid. Christus leef en ons is veronderstel om saam met hom te leef. Tog leef ons soveel kere asof sy liefde geen impak in ons lewens het nie. Laat ons dan nou, terwyl ons net so sit, luister hoe Psalm 119 ons lewe wil rig op God se aangewese pad. Salig is hulle wat so handel, soos voorgeskrywe deur God se wet. Die wat opreg in hulle wandel, op sy verordeninge let. Aan u gebooie eis u trou. Ek moet van onreg my weerhou. Al u bevele wil ek nakom. My lippe sal elkeen herhaal. Dis groter as die grootste rykdom. Hoe heerlik is wat u bepaal. Ek noem verruk dit oor en oor. Met vreugde dink ek steeds daaroor. Deur Christus se sterwe en opstanding het hy vir ons die lewe deur sy dood verwerf en aan ons die oorwinning gegee. Kom ons sing tot eer van God en dink na oor hierdie oorwinning wat ons deel geword het in Christus Jesus ons verlosser. Ons sing staande vanuit Gesang 422, strofe 1 tot 3, waarna ons net so bly staan om ons geloof te bely.
Saam met die wat getuies was van die gebeure van die eerste goeie Vrydag, bely ons in geloof, saam met Simon van Sirene, dat wanneer jy Jesus volg, sy kruis ook jou kruis word. Saam met Maria, dat ons mekaar nodig het om Jesus enduit te volg. Saam met die sterwende misdadiger, dat 'n regverdige man gesterf het. En saam met die Romeinse offisier, dat hierdie man werklik die seun van God is. En nou bely ons ook saam met die geloofsgetuies deur die eeue heen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, ek gaan vandag vir ons lees uit twee gedeeltes. Eerstens die brief daar aan die gemeente in Filippi, Filippense hoofstuk 3, waar ons sal saam lees uit die eerste 11 verse, en dan gaan ek ook verwys na 1 Korintiërs 15, daarna enkele verse uit hierdie hoofstuk. Filippense 3, as ook 1 Korintiërs hoofstuk 15. Voordat ons dit lees, kom ons sit so en dan sluit ons net die oë. Here ons Here, ons wil U naam eer. Ons wil U heerlikheid besing. En ons wil van U roem en U almag getuig. Ons wil as ware dit uitbasyn oor die wêreld. U leef en ons leef saam met U. U heers en U maak ons oorwinnaars. U regeer en ons leef onder U heerskappy. Ons is so dankbaar, Here, om in hierdie wêreld waarin ons elke dag 'n oorlewingsstryd stry, te kan weet dat daar vir ons hoop is. Ons is so dankbaar, Here, om te kan weet dat in hierdie wêreld waar ons stoei om kop bo water te hou, U hand na ons toe uitsteek en ons as ware vanuit die stormsee red. Ons is so dankbaar, Here, dat ons wat in hierdie wêreld haat ken en soveel keer hierdie haat met dieselfde erns beantwoord, dat ons in U lewe, in U sterwe en in U opstanding kan sien hoe liefde alles verander. Maar Here, ons dankbaarheid, ons vergeet dit so maklik. Die dinge waarvoor ons U vandag dank en loof, is môre soms iets van die verlede. Dan begin ons weer kerm en kla. Dan begin ons weer mor oor hierdie lewe wat
wat vir ons een te veel is. Daarom pleit ons in hierdie oggend, Here, dat ons U sal ken. Maar dat ons ook die krag van die opstanding sal ken en sal ervaar. Dat hierdie krag oor ons lewe die wag sal hou. Die krag wat 'n mens se verstand te bowe gaan, die krag wat ons in ons swakheid dra, die krag wat vir ons die deure en die hoop tot in alle ewigheid oopsluit. Gee Here dat hierdie krag ons lewe sal kenmerk en dat hierdie krag ons optrede sal bepaal, dat hierdie krag ons woorde sal bepaal, dat hierdie krag ons so sal vervul dat die wêreld in ons lewe sal sien dat ons die ware bron van hoop en krag ken. Ons dank U, Here, dat U ons uit ons doodsbestaan, uit hierdie wêreld van sonde verlos het. Ons dank U, Here, dat U aan ons die lewe gegee het, 'n lewe in oorvloed. En ons bid, Here, wil U deur U woord en deur die Gees dan ook ons weer opnuut vandag vervul met hierdie blye boodskap. Die evangelie van hoop, die evangelie van redding, die evangelie van lewe tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons luister eers na die gedeelte uit Filippense hoofstuk 3. Ek lees daar vanaf die eerste vers. Die opskrif van hierdie gedeelte is die ware geregtigheid. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog veel meer. Ek is op die 8ste dag besny. Van geboorte 'n Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Tot sover lees ons uit Filippense 3. Dan lees ek enkele verse, jy sien daar die eerste 4, sowel as dan daar vanaf vers 12 uit 1 Korintiërs 15. Dis natuurlik 'n gedeelte wat Paulus skryf in die gemeente daar in Korinte. Julle kan gerus maar daar die hele hoofstuk gaan lees waar hy iets probeer vertel en leer van die opstanding. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan.
Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sonde gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Van vers 12 af. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Tot sover die woord van die Here. Gelukkig is julle wat vandag weer opnuut die voorreg het om hierdie boodskap te hoor. Jy weet, Paulus sê, ek skryf hierdie dinge weer vir julle, maar is nie vir my moeite nie, want ek weet, as ek dit weer vir julle skryf, vervul dit julle opnuut weer met hoop. En ek dink nogal so moet ons ook die woord van God benader. Ons kan maar die woord van die Here weer en nog 'n keer en sommer dan weer 'n keer bestudeer en nagaan en lees. Want elke keer as ons hierdie woord hoor, elke keer as die Here deur hierdie woord en deur sy Gees met ons praat, vervul hy ons met sekerheid. Vervul hy ons met die waarheid. Vervul hy ons met hierdie hoop wat ons nodig het om te leef. Ons het in die kerk hierdie gebruik om 'n kerklike kalender te volg, om ons aan die belangrike momente in hierdie verlossingsplan van Jesus Christus te herinner. Jaar vir jaar vir jaar. Is daar 'n goeie Vrydag en 'n Paasondag. Sondag vir Sondag vir Sondag is daar 'n herinnering aan hierdie opstanding. Miskien het die Here geweet ons geheue is maar kort. Miskien het hy geweet dat ons meermale herinner moet word aan die blye evangelie. Miskien is dit omdat die Here dit in doel gestel het dat ons hierdie boodskap moet hoor en moet besef ons kan dit nooit te veel hoor nie. En vandag dink ons oor die opstanding. Die opstanding van Jesus Christus. Vir 'n klomp weke het ons stil gestaan by die lyding van ons verlosser. 7 weke, 7 lydingsweke. In hierdie 7 lydingsweke oordink 'n mens die pyn, die seer, die swaar, die verdriet wat Christus beleef het, maar wat ek en jy ook elke dag ervaar. Ons dink aan hierdie lewe wat ons soveel keer verwens. Ons dink aan ons omstandighede waaroor ons so maklik kerm en kla. Maar ons dink ook aan Jesus Christus wat hom met hierdie omstandighede kon vereenselwig het deur sy posisie wat hy as heerser oor die heelal gehad het, nie na waarde te ag nie, maar homself te verneder om soos ons in die stofstrate van die lewe te kom rondstap. Die haat en die venyn van die wêreld te voel en die prys van die sonde aan 'n kruis te betaal. Op 'n dag waar die duisternis deurgebreek het, helder oordag. Maar ook die hoop. Op 'n dag waar die seer en die swaar vir almal sigbaar was, ons kon dit sien. En tog noem ons dit goed.
Op 'n dag waar sy liggaam gebêre is in 'n graf. Waar 'n yslike klip voorgerol word en wagte natuurlik geplaas word. Want as daar een ding was wat hierdie Romeinse en Joodse owerhede van daardie tyd nie kon bekostig nie, was dit dat die profeseë wat Jesus aan sy mense bekend gemaak het, kon waar word. 3 dae sal ek die tempel herbou. Ja, daar sal 'n opstanding wees. Hou wag en sorg julle dat niemand hierdie liggaam uit die graf sal kom steel nie, was die opdrag. Want ons moet nou vir eens en vir altyd 'n einde bring aan hierdie Jesus wat hom Christus noem, wat deur mense gevolg word. Dit moet nou klaar. En dan die wag wat moet toesien dat daardie klip op sy plek sal bly. Die klip wat swaar genoeg moes wees sodat die mens hom nie kon verwyder nie. Ten spyte van al die mens en die owerhede en die wyses en die slimmes van daardie tyd se voorbereidings, gebeur dit dat die klip weggerol is. Gebeur dit dat die kopdoek mooi opgerol is. Gebeur dit dat ons verlosser se profeseë vervul is. Dieselfde vyandskap heers natuurlik vandag nog. Die vyandskap teen hierdie blye evangelie, die vyandskap teen hierdie hoop, die vyandskap teen hierdie kernaspek van ons geloof. Soveel kernagtig dat 1 Korintiërs 15 vir ons sê, as ons beweer dat daar nie 'n opstanding is nie, dan beteken dit dat Christus nie opgewek is nie. En as dit waar is ons prediking sonder inhoud, ons geloof sonder inhoud en dan mors ons mekaar se tyd. So sien ons in vandag se tyd, eintlik deur die loop van al die eeue, sien ons steeds dat daar vyande is van hierdie boodskap. Of dit nou is dat die wêreld ons wil leer dat Jesus se opstanding net metafories van aard is en dat dit eintlik maar nie 'n fisiese gebeurtenis is nie. Of dit nou maar is dat mense wil vertel, en ek lees in die week 'n artikel van iemand wat sê kategese mors ons kinders se tyd, want hulle word almal later gekonfronteer met die werklikheid en dan sien hulle dit was sprokies. En wanneer die mense hierdie dinge vir mekaar begin sê, broers en susters, dan moet jy besef dat die kern van ons geloof daardeur in die gedrang gebring word. Maar nou sit ek en jy vandag hier op Paasondag. En op hierdie Paasondag sit ons hier en ons sit ons hier met die oortuiging dat ons verlosser leef. Ek weet nie of jy die woorde gehoor het in die begin wat ek aan ons voorgehou het. Baie keer luister ons na woorde, maar ons hoor dit ook nie. Maar ons loof U Vader op die troon, want U Seun het onder ons kom woon en hy het sy beeld aan ons vertoon. Halleluja, roep ons uit. U liefde, Heiland, is so groot. U dra ons straf en oorwin die dood. U is vir ons elkeen die lewensbrood. Halleluja. U het vir ons die weg berei. U het ons na U Vader woning gelei. En aan U behoort die majesteit. Ons roem U krag en die heerlikheid en ons loof U tot in ewigheid. Halleluja. Ons loof U, Here. Dis die woorde wat ons uitroep omdat ek en jy die boodskap van die opstanding ken en glo. 1 Korintiërs 15 vertel dit natuurlik ook baie mooi. Dat dit nie net 'n duimsuigery was, hierdie hele verhaal van Jesus se opstanding. Gaan lees maar in 1 Korintiërs 15 en sien hoe hy dit baie pertinent histories begrond om te sê dat die Here aan soveel mense op daardie tydstip op daardie plek verskyn het. Maar gaan kyk maar net vir 'n oomblik hoe hierdie opstanding werklik kragtig
'n verskil gemaak het in die wêreld. Daar is 'n groepie disippels. Hulle spaander uitmekaar uit toe hulle Messias aan die kruis vasgespijker word. Hulle gaan kruip in 'n bokamer weg, sorg dat die deure toe is, want hulle is bang. Op daardie stadium dink hulle sal maar weer teruggaan na hulle beroepe van vroeër as vissers, tollenaars. Maar dan verskyn die Here aan hulle daar in Galilea. Wanneer hy aan hulle verskyn, is dit eintlik indrukwekkend om te sien hoe die Here hierdie wanhoopige groepie mense vervul deur die krag van die opstanding. En hoe hulle vanuit hierdie krag wat hulle ondervind as hulle die Here sien leef, uitmekaar uitgaan. En as ek nou sê uitmekaar uitgaan, bedoel ek dit nie in die negatiewe sin van die woord nie. Ek bedoel hulle gaan uitmekaar uit, hulle gaan die wêreld in. Hulle verkondig hierdie boodskap van die opgestane Heer. Hulle doen dit teen alle verwagtinge in. Hulle kry woorde om te spreek wat hulle andersins nie kon praat nie. Hulle kry krag om aan te hou wat hulle andersins nie sou hê nie. Hulle kyk in die aangesig van klippe wat op hulle neergeslinger word en hulle hou aan om te sê ons sien die opgestane Heer en ons leef tot sy eer. Van hierdie disippels is daar net een wat nie 'n marteldood gesterf het. Hulle ken die krag van die opstanding. En hulle verkondig hierdie boodskap. En die Heilige Gees kom met krag op Pinksterdag en hy vervul die kerk en vandag 2026. Jy moet nou 'n bietjie mooi gaan dink. Kyk, ons mense dink mos ons goeders kan die toets van tyd deurstaan. Gaan vra jy vandag vir die meeste kinders wat het in 1652 gebeur, dan gaan hulle al klaar nie meer weet wie Jan van Riebeeck was nie. Hulle sal dalk weet waar Jan se skuld is, maar dis dit. Jy weet ons geheue en ons gedagtes is maar baie kort, maar is dit nie ongelooflik? Plaas jouself net vir 'n oomblik binne die konteks van hierdie wêreld. Eens op 'n tyd het 'n president van hierdie land gesê, 'n sekere party sal regeer tot die wederkoms kom. Ons dink die mens se dinge en die mens se goed en die mens se ontwikkelinge is verstommend. En tog kom die dinge en die dinge vergaan. Nuwe dinge ontstaan en dit gaan weer tot niet. Ag broers en susters, die oortuigings en die wyshede wat die mens nou al kwyt geraak het, wat maar net weer 'n keer tot leuen gewys is tot oorlopends toe vol te sien vir die hele wêreld. Maar hierdie boodskap van die opgestane Heer bring my en jou 2000 jaar later nog in hierdie kerkgebou bymekaar. Om die minste daarvan te sê is dit verstommend. En dit is nie, broers en susters, as gevolg van mense wat so mooi of goed kan preek nie. Dis nie as gevolg van ons wat kan vas staan in die lewe nie. Dit is alles as gevolg van die krag van die opstanding wat hierdie kerk en hierdie blye evangelie en hierdie blye boodskap lewend hou. Die krag van ons God. Miskien is dit waarom ons sing, God hou self sy kerk in stand. Want deur die krag van die opstanding het hy lewe gebring wat ons verstand te bowe gaan. Krag gebring wat ons nie kan klein kry nie. En deur hierdie krag hou hy sy kerk in stand. En kerk, praat ek nou nie van hierdie strukture nie. Praat nie van al hierdie duisende denominasies nie. Ek praat van my en jou. Ons hou vas aan hierdie boodskap nie omdat ons so sterk is, maar omdat die krag van die opstanding 'n werklikheid is. Broers en susters, ek en jy is op die heel beste, ook maar klein gelowig.
Ons wil onsself dit wys maak dat ons in die geloof kan vas staan, maar dis alleen genade dat die Here hierdie lewensveranderende boodskap, hierdie lewensveranderende hoop in Jesus Christus se opstanding vir ons 'n werklikheid maak. Dan kan jy maar verder gaan lees daar in Romeine 6, 'n pragtige hoofstuk wat baie van hierdie aspekte vir ons verklaar. In Romeine 6 sê hy een ding moet ons verstaan. Daarvan vers 3 tot 6, dat ons in Christus se lyde, sterwe en opstanding met hom moet identifiseer. Ons moet in sy lyde, sterwe en opstanding met hom een word. In die wêreld werk dit so. Jy leef eers, dan gaan jy dood. In die geestelike wêreld, in die geloofsaspek, sterf jy eers en dan lewe jy. En ons moet dit onthou. Die sterwe van Christus roep ons op daartoe om saam met hom te sterf. Of ons kruis op te neem. Die doop vertel dit vir ons. Jy sterf sodat jy kan leef. Jy leef onder die genade van God. Dan leef jy nie meer net bloot soos mense wat kan asemhaal en dinge doen nie. Dan leef jy soos mense wat gekenmerk word aan jou optredes, aan jou woordes as 'n kind van God. Nou begin jy leef. Ek begrawe mense. Dis ongelukkig een van die werke wat 'n predikant het. En dit gebeur baie dat 'n mens mense begrawe wat jy eintlik van geen kant af ken nie. Dan is my vraag by altyd in die familie, is hy 'n kind van God? Want jy sien, tydens 'n begrafnis kan ons mos almal se lof besing en ons kan vertel van al die mooi goed en die goeie goed wat hulle gedoen het en hoe hulle impak gehad het op baie mense se lewens. En verstaan my nou reg, al hierdie is pragtige herinneringe. Maar as jy na Filippense 3 geluister het, dan sê Paulus al hierdie dinge. Ek is 'n Jood en ek het die wet nagekom en ek het die kerk vervolg is waardeloos. Al wat waarde het, is dat ek Christus ken en die krag van die opstanding ondervind. En daarom kan 'n mens in die oomblik van 'n begrafnis alleen regtig hoop bring as ons weet, ek ken Christus en ek ken die krag van sy opstanding. Jare gelede het ek gedink ek is fiks. Toe hardloop ek daar in Barberton. Ek dink die marathon se naam was Jock of the Bushveld. 'n marathon daar. Dit was 'n 50 km marathon in Barberton se wêreld. Wie van julle wat daai wêreld ken sal weet, dis op en af en op en af. En ek spring daardie oggend weg en ek het krag in my bene wat my verstand te bowe gaan. Ek hardloop daar die eerste 20 km asof dit voor 'n oogwink verby is. En daai krag verdwyn soos mis voor die son. Nou lê daar nog 30 km se worsteling voor. Ek sal dit nooit vergeet nie, kom 'n oom. En hy kom skuifel so langs my in. En hy begin met my praat. En op 'n stadium sê hy vir my, nou weet hy al wat my naam is, want ons is nou besig om leiding uit te ruil. Jy weet, ons vertel nou van hoe swaar dit gaan. En hy sê vir my, Frans, sien jy daar voor? En hy wys vir my 'n heuwel wat my oë amper nie kan sien nie. Dis so half asof dit agter die mis bedek is, maar hy sê, sien jy daar? Ek sê ja. Hy sê, dis die wenpaal. Nou, hy wou my op daai stadium bemoedig deur te sê, jy sien al die einde. Ek het toe dank die Vader dit klaar gemaak. Maar die opstanding van Jesus Christus, broers en susters, moet ons verstaan is nie net 'n wenpaal. Dis dit ook. Die opstanding van Jesus Christus en die troos wat ek en jy het om deel te hê aan die lewe tot in ewigheid, is 'n wenpaal, maar dit is nie net dit nie. Want as jy daardie eindstreep sien, en jy weet daai eindstreep is 'n werklikheid, het jy al gesien hoe 'n moe atleet daai laaste pylvak van 100 meter kan hardloop, al is hy heel laaste. As jy daardie wenstreep ken en jy weet daardie wenstreep is 'n werklikheid,
Dan gee dit jou hier krag, hier hoop en hier rede tot 'n nuwe lewe. En dit is wat vir my en jou as kerk 'n uitdaging is. Ons ken die blye boodskap van die opstanding. Ons glo dat hierdie boodskap die waarheid is. En daarom moet ons vanuit hierdie boodskap vandag soos mense leef wat die opgestaane Heer ken. In sy lyde of lyding, in sy sterwe word ons deel, maar ons het ook deel aan sy opstanding, redding en verlossing. Broers en susters, Paasondag is 'n blye dag. Want ons is nie langer slawe van die dood en slawe van die sonde nie. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe wat God aan ons gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En ons ken hierdie genadegawe en ons leef vanuit hierdie genadegawe. En hierdie genadegawe is nie net iets wat ons eendag gaan ontvang nie, maar dit het reeds ons deel geword. En daarom leef ons elke dag vanuit die genade van God. Paulus sê dit so mooi. Here, ek het gebid 1 keer, 2 keer, 3 keer, dat die doring uit my vlees verwyder moet word. Dis nie die doring van hierdie lewe nie. By aan my was my genade is vir jou genoeg, my krag kom tot volle werking wanneer jy swak is. Die krag van die opstanding dra ons in ons swakheid. Gee ons hoop in ons wanhoop. Bring vir ons die ware betekenis van lewe in ons uitdagings. As ek en jy bely, ek glo in Jesus Christus, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, ter helle neergedaal het en op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood. As hierdie belydenis jou belydenis is, dan ken jy Christus. Dan ken jy die krag van sy opstanding. Miskien moet ons saam met Paulus vandag bid. Here, help my dat ek kan onderskei wat waardevol is. Help my, Here, dat ek U kan ken. En help my, Here, dat ek die krag van U opstanding kan ondervind. Dank die Here, hy het opgestaan. Dank die Here, hy het vir my en jou die dood oorwin. Dank die Here dat ons as oorwinnaars vandag kan leef. Dank die Here dat ons die wenstreep kan sien. En dank die Here dat daar niks is wat hierdie oorwinning van ons kan wegneem. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dank U, ons loof en ons prys U ook op hierdie dag van viering van U opstanding. Vervul ons harte en ons lewe met hoop, met die krag van U opstanding wat deur ons lewe die wag hou tot in ewigheid. En help ons, Here, as kerk, as gelowiges, as mense wat aan U behoort, dat ons daar buite vanuit hierdie bron van krag so sal leef, dat die wêreld nuuskierig sal wees om te sien wat dit is wat ons lewe so verander het. Dit is U alleen, wat deur die loop van eeue, duisende jare, steeds hierdie
blye en vertroostende boodskap aan ons toevertrou. Staan ons by, Here, in ons oomblik van beproewing. En gee dat ons in daardie oomblik die krag van U opstanding sal ondervind. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Gemeente, kom ons sluit af met die sing van Gesang 425. Gesang 425, ons sing daar strofe 1 en 4, kyk die Here het opgestaan, kyk die graf het oopgegaan. Christus het vir ons gesterf, hy het die lewe deur sy dood verwerf. Ons sing strofe 1 en 4 as slotsang, waarna ons dan net so bly staan vir die afsluiting van die erediens. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met u elkeen wees. Amen.